As die wind en die golwe kom waai, weer hoor ek die naam. Op die rots van die woord staan my huis, as die branders kom slaan. My skip sal bly seil in die wind, as alles om my vergaan. Want die woord is 'n lamp vir my pad, en die lig laat my staan. En my hart roep my siel tot 'n loflied aan die grote Heer. My siel het verkom en my lippe sal sing tot U eer. In grootheid en majesteit skyn in die dag deur U werke. Van my lewe gekoeld deur die spykers se merk in die hande. Hou my vas as ek twyfel, o Heer, laat my vas in U staan. Op die weg van die woord is die pad waar my voete wil gaan. Amen. Deur die Gees sal ek lewe, o Heer, geen vrees my verslaan. Prys die Here. Ek stap oor deur die bloed en die merke in die hande bly staan. Prys die Here. En my hart roep my siel tot 'n loflied aan die grote Heer. My siel het verkom en my lippe sal sing tot U eer. In grootheid en majesteit skyn in die dag deur U werke. Van my lewe gekoeld deur die spykers se merk in die hande. As ek stoor, hier sal ek my lewe aan U toevertrou. In wysheid sal U hier my lewe in U hande hou. My oë sal U wonders kan sien, die rede aanskou. Uit as sal ek opstaan en sing, my lof aan U bring. En my hart roep my siel tot 'n loflied aan die grote Heer. My siel het verkom en my lippe sal sing tot U eer. Here. Die grootheid en majesteit skyn in die dag deur U werke. Van my lewe gekoeld deur die spykers se merk in die hande. Van my lewe gekoeld deur die spykers se merk in die hande. Prys die Here. Halleluja. Halleluja. Prys die Here. Goeiedag, welkom aan elkeen wat ingeskakel is, almal wat nog gaan inskakel, almal wat dink om in te skakel, almal wat weet hoe om in te skakel, en almal wat volgende week gaan inskakel. So, prys die Here, welkom nou al. Ken of jy's eerste vanaand. So ja, goeienaand, goed en jy, hoe gaan dit met jou? Jy moet eendag vir my kom kuier man, 'n bietjie koffie drink en gesels. Ja, ek sal like om jou te ontmoet. So prys die Here vir jou, Kenneth. Maar welkom vanaand hierso by Kom Saam waar ons gaan getuig, waar ek gaan praat oor die dinge van die Here wat die Here gedoen het in my lewe.
So vanaand gaan ek verder praat. En dan wag ek vir die ander om in te skakel, terwyl, en dan die mense wat inskakel, wat se name ek nie sien nie, so welkom aan julle ook, voel vry, voel deel van die program, en ja, kom ons begin eers met 'n gebed. Here Vader, ek kan net voor U almag wees vanaand, ek kan net kom dankie sê, Here, vir die grootheid, vir die magtigheid, vir die heerlikheid. Dankie Here vir U wat God is. Dankie dat U die sorg dra. Dankie dat U vir ons voorsien. Here, en dankie Here dat ons in hierdie land kan leef wat U vir ons gegee het. Here, dankie dat ons kan waardeer dat U vir ons voedsel voorbring. Here, uit hierdie land uit. En Here, dankie Here ook vir die getuienis wat ek vanaand sal gee, Here. Laat dit sal wees tot eer van U wat God is, U wat die Seun is en U wat die Heilige Gees is. Here, laat U hierdeur sal verheerlik word. Here, my gebed is dat mense die getuienis sal hoor en ook sal wil ook vir U sal vra, Here, om 'n God vir hulle te wees. Here, sodat hulle ook 'n verhouding met U kan hê, sodat hulle ook in U kan glo en saam met U kan wandel. En Here, laat U ook wonders in hulle lewe kan doen. Here, hierdie getuienis wat ek gee, Here, is net 'n riglyn en Here, is 'n aanmoediging dat mense net moet oopmaak vir U, sodat U 'n God in hulle lewe kan wees, soos wat U in my lewe is. Here, seën ons program vanaand hiervan, kom saam waar getuig, wees saam met elkeen, kom staan by elkeen van ons stil en raak ons aan deur die krag van die Heilige Gees. Here, vul ons, use me Lord. Dankie ook vir Jesus wat vir my as sondaar gekruisig is, vir al my oortredinge, al my verkeerde doene, verkeerde denke, Here. Dankie dat Jesus dit op hom geneem het. Dankie dat hy die dood oorwin het. En dankie Here dat hy uit die dood het opgestaan het. Here, en triomferend is oor die dood. Here, en ek sê dankie Here dat ons die Heilige Gees kan kry. Die Heilige Gees by ons kan wees. Here Vader, sodat ons nie as wese agtergelaat is nie. Maar dankie daarvoor in Jesus naam. Here, seën ons program van kom saam nou. In die magtige naam van Jesus Christus van Nasaret. Amen, en amen, en amen. Ons en Louisa het opgekom, sy sê, die klank is reg hier by ons, en sy sê ook, welkom aan elkeen. Welkom is nou nie daar in die vrysaad, jy kom uit ons harte uit, om vir jou te sê, welkom hier by kom saam, so ja, prys die Here. Isabella, Antie, ja, prys die Here, en dankie vir jou ook, en dankie dat jy ook ingeskakel is, wees vry, wees deel van die program, en weet die Here het jou ook lief, Isabella. So ja, kom ons begin dan. Ek het nou gisterand hierdie liedjie gaan staan en speel in die ander een, maar hy bly maar mooi, ek gaan hom hierso ook speel. Dis 'n pragtige song, waar die Here sê, ek is wat ek is. Daar kom Elise ook deur. Elise, goeienaand en welkom. Nou welkom is, ek weet daar's welkom in die Vrystaat, maar hier is van ons harte af. So ja, welkom aan jou ook hierso by Kom Saam. Wat doen hulle net vandag? Prys die Here man. Wachter, te goed en om, verskyn die berg oorryp. Is die met die brandende doornbos wat nie wil uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy soos hy die doornbos. Halleluja. Say we need God to come, and just staan in de grond. Ek is sy God,
Here, dan kom Het jy Ja. al gelees van God in die Ou Testament en die Nuwe Verbond? Of God met jou praat of met Moses, Net nou 'n verskil. al voel jy nie werd om met God te praat, al is het zwaar moet jy nie vertrou. Amen. Moses se God te praat, God stuur hom aan, hoeveel te meer vir jou. Ek is sy God. Halleluja. die Here God. God van Abraham, Isaac, God van Jacob. Ek is sy God. Ek is wat ek is. Die Here Van jou vaders tot na geslag. Ek is wat ek is steeds. Daar sy, en dan het Tannie Jolien, daar sy ook nou deurgekom. Goeienaand Tannie Jolien. Jolien is ook my social media, sy werk op my social media platform, sy is baie ingeskakel, sy help my baie, sy is my regterhand daarso met die social media, sy kyk laat al so 100% loop, sy help adverteer, sy het baie idees, mense, sy pragtige kind. En welkom aan jou Jolien, voel vry, voel deel van die program. Dan het Malien opgekom, goeienaand Malien, goed en jy, welkom jy ook vanaand hierso. Voel vry, voel deel van die program. En dan het my manager opgekom. Mense, onthou hy verjaar môre, maar moenie vir hom sê ek het vir julle gesê nie. Ja, so ja. En Jonathan, ja, goeienaand, goed en jy, voel vry, voel deel van die program. So kom ons loof en prys die Here. So ja, en nou gaan ons begin getuig. Prys die Here. Gloria, halleluja. Ek wil net die programme oopmaak, programme toemaak en dan begin ons. Prys die Here. En ek glo ek het almal nou gegroet. Net bietjie dors. Mense, verlede week het ek vertel waar ek in die vas was, die laaste aand, daai Sondag aand. My vas het begin die Vrydag, Saterdag, Sondag aand is die laaste. En daai Sondag aand het die Here met my gepraat en die Here het my gesê ek moet die kerk begin. En dis waar ek laasweek gestop het. En dit het nou alles gebeur in November. Hoor in November in 2008 waar die Here vir my gesê het ek moet die kerk begin. Daar was nooit 'n begeerte in my hart gewees om 'n kerk te begin nie. Dit was nooit 'n gedagte gewees nie. Die Here het my geroep en die Here het selfs die vas laat ek die vas uitroep en na ek die vas uitgeroep het die Here besluit. Hy het my geroep vir die bediening. Mooi Jonathan, mooi. Hy sê ek mag nie skinder nie, maar ek vertel niemand wanneer jy verjaar nie, behalwe môre, hoor. Okay, prys die Here. En nou sê die Here ek moet die kerk begin. So baie mense begin 'n gemeente, begin 'n kerk. Yes, ek nie pyn daarmee nie, maar waarmee ek pyn het is dat hy plat val. En ek het al baie gebid daaroor, dan vra ek Here, maar hoe val dit plat? Dan sê die Here vir my, omdat dit nie sy plan was vir hulle nie. Dit was 'n plan, 'n gedagte van die mens self gewees. Dis hoekom ek vanaand vir jou sê, ek het nooit die plan gehad nie, dit was nooit my gedagte gewees nie. En daarom is die Here se hand in hierdie
gemeente. Nou, nadat die Here my gesê het, ek moet nou die kerk begin, het die Here ook een spesifieke ding vir my genoem, en hy het vir my gesê, gebruik wat jy het. So, baie mense begin sommer, ek weet van een ou wat sommer al sy goed verkoop het, dinge begin doen het, en toe 'n kerk begin, en al sy plat geval, en toe, dinge het nie vir hom uitgewerk nie, want die Here het dit nie gesê nie. Hierdie Here het my gesê, begin die gemeente, op daai stadium, ons het amper niks, behalwe die beddens wat die Here vir ons gegee het, en dis dit. En die Bybels wat hy vir ons gegee het, en dan ons, natuurlik het ons 'n bietjie linne en kussings gehad, en 'n kombers en so, maar verder het ons niks veel gehad nie, so, nou sê die Here vir my, gebruik wat jy het, en, ja, en toe die Here dit gesê het, net daarna, is daar absolute stilte. Jy weet die Here sê vir jou ding, en dan bly stil. Wat ek geleer het, en wat ek kan getuig vanaand is, die feit, die Here gaan my nou nie met 'n teelepeltjie vat en vir my voer en sê, deel, jy moet nou dit so doen nie, en jy moet dit nou so doen nie, en jy moet dit nou so doen nie, en jy moet nie dit doen. Die Here gaan nie dit doen. Die Here is nie 'n God van daai. Hy het vir my gesê, ek het jou geseën met goeie verstand, goeie insig. Jy's myne, en wanneer jy in die Here is, sal sy Gees jou lei om die regte dinge te doen op die regte oomblik. As jy gaan kyk na Moses hulle, daar's 'n stuk wat hy sê, en sy Gees het oor die mense gekom, en die mense het vaardig geraak, om die dinge vir die Here te doen. En die Here doen dit nog steeds. Johan, Vetkoek Johan, goeienaand, jy daar van Pietersburg af, welkom jy ook vanaand hierso by Kom Saam, voel vry, voel deel van die program, en welkom jy waar ek getuig. En nou sê die Here vir my, begin die kerk. Onthou, ek het laasweek afgesluit toe ek gesê het, ek was so bietjie, ek sal sê wintie gewees, nie dat ek teen God gegaan het, of God getart het of iets nie. As ek sê wintie, praat ek uit 'n ander oogpunt uit, praat ek van, my hart was so opgewonde, dat ek vir die Here sê, Here, waar is hy tent? Here, waar is die stoele, waar is die klanksysteem? Ek wil dit doen, ek wil vir U hardloop, ek wil in die bediening wees. En dis kom ek sê, ek was so bietjie wintie gewees, ek noem dit wintie, want dan weet ons waarvan ek praat. En nou bly die Here stil, want nou wat die Here doen is, hy gee alles terug oor aan my. Prys die Here. Hy gee alles terug aan my, want nou sal God my lei om te doen wat ek moet doen. Die Here het nie gesê, dit gaan alles one shot daar wees nie. Hallo Louanie, goed en jy, welkom jy vanaand hier so by Kom Saam. Ek jou vanmiddag gesing, ek hoop jy voel beter. Ja, ek voel goed en ek voel opgewonde en ek voel bly net omdat jy op is. So prys die Here, is my oudste suster. Ons is familie hoor. Prys die Here. En nou sê die Here, ek moet die kerk begin. Nou moet jy ook in gedagte hou, ek het hallo Eddie, goed en jy, welkom jy ook vanaand hier so by Kom Saam, voel vry, voel deel van die program, luister gerus, ja, dankie dat julle ingeskakel het. Ek het geen finansies hier, ek het geen backup nie, ek het geen ondersteuning van geen kerke, instansies, wat jy dit ook al wil noem,
ja, hulle stel nie belang nie, ja, so, maar hier sê die Here, ek moet dit doen. En as hulle my sien, dan voel hulle bedreig. So ja, en nou sê die Here vir my, ek moet begin. Nou moet jy ook onthou, ek het matriek, ek het 2 keer stand 5. So ja, en prys die Here, ek sê dit met blydskap hoor. En nou, met die kennis wat ek het, die wysheid wat ek het, ek weet nie om 'n kerk te begin nie. Ek weet nie as hoe nie. Ek weet nie waarom te begin nie. Waar begin 'n mens 'n kerk nou by mekaar maak vir die Here of by mekaar sit, die dinge. Ek was nooit in die kerk gewees. Onthou, ek was nooit 'n kerkganger, kan ek sê ek was 'n kerkganger, maar ek was nie 'n gelowige nie. Ek het kerk toe gegaan om te slaap. Ek het baie keer in die kerk in slaap geraak en so aan. So ek het nie regtig 'n begeerte gehad nie. So ek het nie 'n benul gehad waaroor die, behalwe dat iemand moet preek, iemand moet die orgel speel, okay, en iemand moet die kollekte opneem. Dit is al wat ek weet. En dan moet daar 'n paar ouens wees met swart suits wat inloop en dan moet hulle een kant sit. En jy moet net stil bly. So ja, verder weet ek niks nie. En nou sê die Here, jy moet dit begin. Waar begin ek? Nou het U my gered. U het my hierdie selfde jaar waarin U my gered het, U my teruggebring, my huwelik herstel, my en Annetjie bymekaar gebring, en nou is dit die begin van die roeping waar U ons vir my roep, om vir my te sê, ek moet nou gaan. Nou sê U vir my, ek moet begin met die kerk. En dan het die Here ook gesê, ek moet gebruik wat ek het. En toe die Here nou so stil raak, dan raak 'n mens, Here, waar gaan ek dit kry? Waar gaan ek dat kry? Here, waar? Jy weet, jou gedagtes begin hardloop. In plaas daarvan dat ek net moes stil raak en sê, Here, ek het nie stil geraak nie. My gedagtes, ek gaan nou vir julle wys wat ek gedoen. En Annetjie moes die heeltyd, op daai stadium was Annetjie my vrou gewees, tot 2019, sy is dood aan baarmoederkanker, daarna het Louisa my vrou geword. Nou hierdie het gebeur in 2008, so ek gaan baie praat met haar, baie van haar praat, want dit is die tyd toe ek en sy saam was. En Annetjie sê vir my, luister hierso, bedaar Boeta, en jy weet, ek is 'n ander man, ek kan nie bedaar nie. En as jy eers my sê bedaar, dan hardloop ek eers. En sy sê vir my, die Here het vir jou uitdruklik gesê, gebruik eers wat jy het. Moenie nou worry van 'n tent en stoele en klank en al daai goedjies nie. Gebruik eers wat. Nou sit ek kop onderste bo, net soos ander mense, net soos jy. Ek sit ook kop onderste bo, joh, Here, ek het nou hierdie woord van U gekry, waar, waar? Ek verstaan nie, Here, en Annetjie kom en sy sê, okay, ons het 'n ekstra kamer, aan ons kant, dit beteken die kant van die huis waar ek en sy in bly, en ons kan die kamer, leeg maak, daar is jy eintlik regtig baie goed in nie, en wat ons daar gaan doen is, ons kan die kamer gebruik. Nou ja, soos ek sê, die Here het vir my verstand gegee, en ek sit en, jy weet, dan luister ek. Onthou die Bybel sê, die Here gee 'n vrou vir hulp. Die Here gee 'n vrou om 'n man by te staan. En hier was nou een van die bewyse waar die Here Annetjie gebruik het om my te sê, luister dis jou beginpunt. Dis die punt waar jy gaan begin, is in die kamer, okay, maar die kamer was aan die agterkant gewees. So, en ek sê vir okay,
Ek het nie 'n pyn met die kamer nie. Ons kan hom regmaak, ons kan dit regkry. Ek sê maar ons het nog steeds stoele nodig. Sy herinner my weer, en 'n vrou like dit om 'n man te herinner. Louisa like dit ook om my te herinner. Dit is net 'n ingeboude instelling van 'n vrou om 'n man graag te herinner. En vir alles die Here gepraat het, dan sal hulle geneig om vir jou te sê, onthou wat die Here gesê het. En Annetjie het daai gehad, Louisa het daai ook, waar hulle vir my hou op daai punt wat hulle vir my sê, die Here sê, gebruik wat jy het. En mense, en dit is alof dit ewe skielik 'n pen in my hart word, waar die Here sê, gebruik wat jy het. Jy weet, die Here daar vir my 35,000 Bybels gegee, binne in bokse. Ek het al daarvan begin uitdeel en goed. En ek het nog van hierdie bokse oor. En met eens kom die gedagte, maar julle kan op die bokse sit en luister. Wow, wat 'n awesome idee. Yes, die Here sê begin die kerk, begin wat jy het. En hy sê, ek het die Bybels, ek het die bokse Bybels. Ons kan hulle uitpak soos banke. En Annetjie sê, sy het nog materiaal oor, wat sy sal oor die bokse gooi. En ons kan so begin. En sy sê vir my, luister hier, haar een kas waar die groceries ingepak was. Hy was so, kan ek sê, 'n meter breed gewees, halwe meter wyd. Hy was seker so 1,5 meter hoog. Sy het hom gebruik vir haar groceries kas en ja, en sy sê vir my, luister hier, ons kan hierdie kas gebruik vir die kansel. Al wat ons doen, ons draai hom om, ons laat die rugkant na die mense toe wat nou sal sit, sal die rugkant sien, en dan die kant waar die deur is dan aan die kant wat jy die boodskap bring, so die deur maak dan, sy kan nog steeds al groceries inpak, want ons gaan ons nou nie die kas oopmaak nie, so, en dan kan die kas dien as 'n kansel. So wat die Here gesê, begin waarmee wat jy het. En ek sê vir haar, yes, dit kan werk. Yes, jy weet, nou begin my gedagtes hardloop. Yes, ons kan die kas nader trek. Ons kan die kas gebruik. Ek het nog van die wit verf oor wat ek gebruik het om die rots op die straat te verf, en nou kan ek dit gebruik om die kas te verf. So, en sy sê sy het nog 'n klein kruisie somewhere, weet nie waar sy hom gekry nie, wat sy ook aan die kant van die deur gaan die rugkant gaan vassit, laat dit lyk soos 'n kansel. So, alles gaan begin uitwerk, want ons kan al begin. So ja, en ek sê nee, is reg. Dit kan werk. Hierdie dinge begin nou, die idee van wat die Here sê, begin gebruik wat jy het, hoe die Here hierdie gedagtes gee, hoe die Here die planne gee, en ewe skielik pas dit als aan mekaar in. En dan weet 'n mens, luister hier, so dit kan werk, want die Gees oortuig jou dat dit gaan werk. En yes. Nou, Annetjie sê ook, yes, Jonathan, ons het bo op die bokse gesit waar die Bybels in was. So, ja, ons het bo op hulle gesit. Nou sê Annetjie, maar die kinders het ook 'n boekrak wat hulle nie gebruik nie. Dis 'n
kan ek sê, 'n simpel normale boekrak is nie 'n fancy ding nie, is nie 'n wye ding nie, is net 'n boekrak en daar's 3 sulke rakke en sy gaan hoor by die kinders of ons hom kan leen by hulle. En hulle het hom toe by ons geleen. Wat gebeur het? Toe begin ons die Bybels, ook van die Bybels wat ons het, en al die tale, pak ons op die boekrak uit. So, nou begin dit soos 'n kerk lyk daar binne. Jy weet, dat dit soos 'n kerk kan lyk. Ek sien dit in die gees, ek sien dat dit kan werk, ek kan sien, dit is wat die Here wil hê, en ek sien ook die tafel, wat ek elke dag dra daarna die watertoring toe. En daar waar ek aan die pad werk, daar in Kingfisher Avenue, kan ek gebruik as die nagmaaltafel, want dit is 'n houttafel. En ek sien dit duidelik, hoe die nagmaal kan inpas. Maar binne my hart weet ek, okay, ons het nie musiek nie. Ek het nie 'n rekenaar nie, ek het instrumente nie. En Annetjie sê sy sal hoor op by die kinders of ons hulle 'n rekenaar kan leen om die musiek te maak en 'n Christelike musiek te kan speel. So nou jy beskiklik moet ek begin om die kerk te doen. Kom ek sê vir jou, binne my hart glo ek's op die regte pad. Ek doen reg wat die Here wil hê ek moet doen, maar ek het nie 'n klou wat ek doen nie. So, maar ek weet, alles klink goed, die boekrakke klink goed, die kansel klink goed, die rekenaar klink goed, die nagmaal klink goed, die bokse met die Bybels klink goed, ja, ons sal die kerk, maar ek weet, dit klink goed, maar ek het nie 'n idee wat ek doen nie. Dis baie moeilik om vir julle dit te beskryf. Ek het nog nooit 'n kerk geplant nie, nog nooit. Ja, dis nog al die pad in Boksburg gewees. Yes, en nou, so, dit is hier waar die kerk oorspronklik sy oorsprong van gekry het, waar die Here gesê het, begin die kerk. Dit was nie 'n mensgedagte nie, dis God se gedagte, dis God se kerk. En nou kom Annetjie ook en sy sê, luister, ons hoef nie net die kerk te gebruik of die kamer te gebruik vir 'n kerk nie, ons kan ons sommer gebruik vir 'n bidkamer ook. Wow, nou hardloop my gedagtes eers. Jy weet, dis nie net 'n kerk nie, ons kan nou tye hê wat ons in aanbidding kan gaan en die Here kan aanbid en dit begin nou net wow raak, dit raak net al hoe meer laat ek nou op die regte pad is, al weet ek nie wat ek doen nie. Alles begin net in plek val. So die mekaar so dit klink, so begin alles net in plek val, soos wat die Here dit wil hê. En later, daai aand, het ek en sy ook, toe die gedagte opkom, dat dit nou 'n bidkamer kan wees, toe gaan sit ons daar binne, sy in een hoekie, ek in 'n ander hoekie, ons was nou nie stout gewees nie, asseblief. Ons het net, met die idee het net opgekom, ons kan dit nou, ons skep in 'n bidkamer ook, en ons nou elkeen vir ons 'n hoekie uitgekies, en daar begin ons nou net so 'n bietjie bid, en met die Here, net die gedagtes te deel, en om net saam met die Here te wees, in die oomblik, en net te sê, Here, dit begin nou inskop, dit begin nou eers werklikheid raak, wat U gesê het, en hoe die plan nou in mekaar begin inskakel, en so in God se teenwoordigheid te wees. Ja, yes,
ja, daai ja, jy weet, daai aand kan ek vir jou sê, die gedagtes het net by my opgekom. Wat 'n ou als daar kan doen, hoe 'n ou dit als daar kan doen, maar jy weet, jy het nie die finansies nie, jy weet, jy het nie mense wat jou bystaan en jou help nie, instansies wat jou help nie, mense wat mee geconnect is, wat vir jou sê, luister hier, ons gaan uitreike doen, kom saam, niemand wil nie, geen kerke of niemand stel belang nie, want wat die gemeentes gewoonlik doen, hulle hardloop op hulle eie, en dit was eintlik baie hartseer, want sodra as hulle hoor jy werk vir die Here, dan dink hulle jy kom om te steel. Dis die eerste gedagtes wat in die gemeentes opkom, jy kom om te steel, jy steel hulle lidmate of jy steel hulle idees en goed, en jy weet, en daarom het ek tot vandag toe probeer ek nie ander pastore se preke luister nie, ek stel nie laat ek my hart stel nie belang nie, om 'n rede, ek altyd bang as hulle sê ek kopie of ek steel hulle gedagtes of iets, nee, ek het God nodig. En jy weet, en dan nou sal ons op ons eie moet hierdie kerkie aanpak en ons sal maar op ons eie aangaan soos wat ons kan. Die opgewondenheid is in ons harte. Ek is opgewonde, Annetjie was opgewonde, en die gedagtes het net bly hardloop. En die idee is, ons hoef nie 'n gebou te gaan huur nie, of daar is nie finansies eers gewees om 'n gebou te huur nie. Ons doen dit sommer daai te kamer uit. So, en nou ja, later die aand nou 'n bietjie begin rustig raak, en na ons bed toe. Nou maar soos julle weet, my gedagtes is my gedagtes, en my gedagtes kan nie hardloop nie, want sodra as die Here gepraat het, as my gedagtes soos die marathon, hy bly net hardloop. As die Here iets gesê het, dan bly my gedagtes hardloop, en as my gedagtes eers begin hardloop, jy kan doen wat jy wil, my gedagtes hardloop die kant toe, hy hardloop daai kant, hy word eers moeg nie, hy word eers dors nie, maar hy bly net hardloop. En dan op die einde, dan sleep hy my saam, en daai aand kan ek nie slaap nie, want my gedagtes is net aan die brand, my hart is aan die brand, en die gedagtes hardloop die kant toe, ek kan dit doen, ek kan dit doen, ek kan dit doen daar, ek kan, en jy kry die gevoel dat alles net oorloop hier binne in jou, dit is soos 'n ontploffing hier binne in jou, en jy kan nie stil word nie, al probeer ek my vir myself sê, luister hierso, ek het slaap nodig, en vertel my gedagtes vir my, ek moet stil bly want hy's besig. En jy weet, en dan hardloop hy nou eers weer die kant toe, en dan sleep hy my hier deur die Vrystaat, en dan bring hy my weer terug, en dan, jy weet, en dan laai my af by die huis, en dan sit ek weer daar so, met my eie gedagtes. So ja, en dan, en net wanneer ek dink, ek gaan nou aan die slaap raak, dan hardloop weer my gedagtes, dan gaan dit weer die kant toe. Die opgewondenheid binne my kan net nie stil word nie, en dit spring rond, eers die kant toe en dan daai kant toe, en dan spring dit rondom my gedagtes, en dan spring dit rondom my hart, dit hou net aan rondspring, want die opgewondenheid maak dit so lekker, om te dink die Here het my geroep, om te dink ek moet nou die kerk begin, niemand is involved nie, daar is niks om meer die kerk te begin nie, en nou sê God, gebruik dit wat jy het, en my hart sê, jy kan dit doen, hardloop, jou gedagtes sê, ek sê jou nie in die steek laat nie, die Here is met jou, en dit vertel jou net, luister hier, so jy gaan nog 'n aand sonder slaap wees, en dan is jou gedagtes nie eers skaam om vir jou te sê, jy sal nie moeg wees môre nie, moenie worry nie, glo vir my, ek was glad nie moeg die volgende dag nie, en jy weet, om te besef, want dan hardloop jou gedagtes soos, jy gaan nou die woord van God aan mense kan vertel,
jy gaan nou die woord oopmaak, jy gaan die woord met mense deel, en vir die mense sê, luister hierso, die Here is 'n werklikheid. Net so werklik soos wat hy in die Bybel is hy in my lewe, is hy in my hart. Net so werklik soos wat ek met jou praat, so praat die Here met my. Dis die verhouding wat ek het met hom. En die Here antwoord my nie altyd nie. Die Here, onthou ek nou gesê, die Here was stil geweest. Hy het my gesê, gebruik wat jy het en toe bly stil. En net daai paar woorde het gemaak dat ek nooit kon slaap daai aand nie. My gedagtes het eerste, tweede en derde plek gekry met die marathon. So, hulle bly hardloop. En ons het net hier van Durban af Pietermaritzburg toe. Hy het sommer hier van Gauteng af gehardloop, die hele wêreld deur. So ja, nou moet jy, ek weet nie hoeveel keer was ek daai aand om die wêreld gewees met my gedagtes nie, maar my hart was so borrelend gewees, so opgewonde gewees. En laat hy so rondspring en elke keer as hy so rondspring, dit boost jou, dit wakker jou op, dit gee jou meer energie, en hy bly net besig, en kom ek vertel jou, ou se gedagtes is regtig nie lui nie. As iemand vir my sê, iemand se gedagtes is lui, dan daar fout, want hy ou se gedagtes is regtig nie lui nie, want hy kan jou wakker hou, hoor, hy hou vir jou wakker, en so, hy raak nie moeg nie, hy bly net hardloop, en dan hol hy, ja, op in die straat, dan is hy Checkers toe, dan is hy Pick n Pay toe, dan is hy die kant toe, ja, hy bly net hardloop, maar hy hou my besig, en die hele tyd wat hy my besig hou, wil ek net die kerk 'n naam gee, nou begin my gedagtes al sprint na 'n naam toe, die Here sê begin die kerk, ek sprint na 'n naam toe, ons het nog nie eens die plek reg gekry nie, ek het net die plek gesien die aand, ons het daar gebid, en nou, hier is ek sommer met, ek sê mos vir julle, dis hoe my gedagtes nou spring van die een ding na die ander ding, ons was by die kansel gewees, ons was by die boekrakke gewees, by die nagmaal gewees, nou is ek al by die kerk se naam, en met eens besef ek, maar nou moet jy mooi onthou, God het die kerk gemaak. Ek het nooit vir die Here gevra, Here, wat is die kerk se naam nie? En ek besluit, Dewald Allers, besluit, die kerk gaan ek noem God se genade. Dis nie dat die Here dit nie wil hê nie. En dit gaan 'n Engelse kerk wees, The Grace of God Ministries. En dit klink goed vir my, ja, my hart borrel, Here, ja, dis u genade vir my, dit moet ons kerk se naam wees. Ek wil dit hê, maar ek kan nooit by die Here gaan hoor, wat moet die gemeente se naam wees nie. Dit gaan nog kom. En ek besluit nie, The Grace of God Ministries. Ek het nou nog die eerste, dink is die eerste 6 boodskappe, voordat die Here vir my die naam gegee het van die kerk. Maar ek het begin met The Grace of God Ministries, en daarop het ek, dis nou nog op my rekenaar, so ek het dit nou nog. Ek sal dit eendag, sal ek een van daardie vat, en dan sal ek dit, dan sal ek dit bedien, maar kom ons kom nou terug, en baie mense, val die mense op die pad, onthou ek werk met baie mense op die pad, en verskillende rasse, verskillende klere, verskillende geslagte, man, vrouens, kinders, dit maak nie saak nie, die Here het almal op my pad gestuur, en die meeste van hulle van my, wanneer ek hulle klaar bedien het, op die pad, het altyd my gevra, waar kom ek vandaan? Selfs vandag nog, waar is jou kerk? En dan het ek altyd gesê, ja, ek het 'n kerk nie, gaan sommer hier na kerkie naby julle,
Ek het daarso verwys na op daai stadium Nikkie van die Westhuizen was daar naby Groeneweide, daai groot kerke van die AGS was daar, AGS kerk en Kingfisher was daar. Daar's 'n hele paar kerk. Daar was ook 'n kerk daar agter. Ek kan nie eens wel almal se name onthou nie. But anyway, die kerk se name maak nie saak nie. En dan sê ek vir hulle, luister, gaan soontoe. Sorg net dat hulle Pinkster is en sorg dat hulle die waarheid vertel. En jy weet, en dan het ek altyd gesê, Here, as ek maar net by 'n gemeente ingeskakel was, of as ek net 'n gemeente gehad het wat werklik saam met my wou, kon ek hulle soontoe gestuur het. Maar daar was nie een gemeente gewees wat regtig belang gestel het nie. Want onthou, gemeentes, soos ek jou gesê het, die oomblik wat ek sê ek werk vir die Here, dan dink hulle jy kom steel. Dis ongelukkig die waarheid, daarom hou hulle jou weg. Toe ek daai stadium net voordat die Here my gesê het ek moet die kerk toe, ek het dit al getuig waar die gemeente toe ek die Here my na die gemeente toe stuur, en toe ek vir die ou noem, die pastoor noem, dat ek werk vir die Here, toe sê hy vir my, jy's 'n las vir die kerk. So ja, jy weet, onmiddellik raak hulle bang. En so, nou sê die Here vir my, begin die kerk. Ek nie 'n klou van kerkplant nie, man. Ek hoor nou net, hierdie ou plant 'n kerk, daai ou plant 'n kerk, maar as jy hom uitnooi, dan wil hy nie kom nie. En so, die regte ouens wat regtig omgee, baie van hulle doen dit vir hulle naam, en doen dit nie vir God nie. En dit het ek geleer met tyd. Ek het hoeveel van hulle gevra, hoorie, kom saam met my, kom leer my en alles. Weet jy wat? En dan het hulle vir my gewys, luister hierso, you are a nobody. En ons stel nie belang nie. En so, dit het gemaak, dat ek na God toe meer en meer draai. Net soos wat ek vandag afhanklik is van die Here, het dit ook van my gemaak, om afhanklik te word van God se Heilige Gees. Ek het vir die Here gesê, Here, ek het nie die ondervinding nie, ek het nie die kennis nie, ek het nie die insig nie, ek het nie 'n klou wat ek maak nie, ek jaag meer aan in my gedagtes hardloop van die kant af na daai kant toe, en my hart sê net ja, en ek weet nie eers of ek reg is nie, en nou moet u intree, u Gees moet nou oorneem, en my leer, en jy weet, selfs tot vandag toe is ek baie geneig om oor te gaan en sê, die Heilige Gees lei my. Ek is meer opgewonde oor die lering van die Heilige Gees, die leiding van die Heilige Gees, hoe die Heilige Gees vir my leer, en baie keer, dan sal ek 'n fout maak, dan sal die Here vir my sê, kom ons maak hom vinnig reg. En dan help die Heilige Gees, laat ek dit nou beter maak. En dit is presies wat nou hier gebeur het. En soos wat my gedagtes hardloop, ek het nog nie sy oog toegemaak nie. Ewe skielik gaan die selfoon af. Dis tyd om op te staan. Ek was die vorige dag die hele dag wakker. Ek het gevas, ek is nog steeds deur die nag met my vas. Ek breek eers in die oggend my vas, en nou het hierdie nuwe dag aangebreek. Ek moet terug gaan Watertoring toe. Ek is nie moeg nie, ek is opgewonde. My hart borrel, my gedagtes wil nie stil staan nie. So, ek is aan die hardloop. En jy weet, later het ek dan my vasgebreek, ek het geëet, ek is daar weg, en ek is weer weg, daarna die Watertoring toe, ek het daar gekom, en soos gewoonlik, het ek my Bybel saam met my tafel saam met my, ek het paar Bybels wat ek hier in 'n sak draai by my, en ek my stoel by my, water by my, en dan kom ek daar aan, pak alles uit,
En dan bid ek. Maar binne my gebed, julle vertel ou se gedagtes is daar regtig nie lyn nie. Terwyl jy bid, dan sal jou gedagtes nou weer begin hardloop. En hy hol met jou, kyk hierso, daar's nie stopstrate in Brouwerts nie. Daar's eers 'n speedkop wat hom kan keer nie. Hy hardloop, en dan hardloop hy weer die kant toe, en dan hardloop hy weer daai kant toe. En dan hardloop my gedagtes, en dan moet ek myself tot stilstand trek en sê, Here, asseblief, my gedagtes wil nie stop nie. Dit bly net hardloop, ek wil bid, en dan help die Here my, dan stuur hy weer iemand met wie ek kan deel die evangelie, en dan kan ek weer vir iemand vertel, luister, Jesus het jou lief, Jesus het vir jou gesterf, wat gaan gebeur as jy vanaand tot sterwe kom, waar gaan jy jou oë oopmaak, sal jy by die hemel kan ingaan, en dan sê ek, jy weet, jy moet nie lieg nie, jy moet eerlik met jouself wees, as jy vanaand sal doodgaan, sal jy by Jesus kan wees, en baie mense sê nee, want daar skrif wat sê, baie gaan in daai dag vir my sê, Here, Here, in U naam, dan gaan die Here sê, gaan weg, ek ken jou nie. En jy weet, en dan deel ek hierdie dinge met die mense, en dan later, dan sê ek vir hulle, maar Jesus het vir jou gesterf. Hy het vir jou gesterf. Hy het jou lief. Jy's kosbaar, jy's spesiaal. Hy het dit alles vir jou gedoen. En dan besef 'n mens, maar luister, Jesus is 'n werklikheid. En dan lyk hulle na die kruis toe. Dan gee hulle lewe oor. En dan as hierdie mense met wie ek nou gedeel het, later weg is, en net voordat ek weer kan bid by myself, dan hardloop weer my gedagtes. Dan sy weer die strate af. Ag, jy hoef nie eens hekke oop te maak nie. Die man, hy het 'n boor die wit lyn nou oor die hekke oral. So nou dan kom daar 'n vliegtuig verby, dan vlieg hy nog saam met hulle op weg. Maar my gedagtes wil net nie ophou nie. En die gedagtes wil nie stil staan nie. Kykie, en jy kan nie gaan sit as jou gedagtes so beweeg nie. En hy beweeg. Yes. En hy hou my besig. Ek dink ek gaan hierso stop vanaand. Terwyl my gedagtes nou so besig is, want hy's nou wragtig besig vanaand weer met my. Halleluja. En my gedagtes hardloop. Hier waar ek staan, sit en met jou praat, kan ek vir jou sê, as hy ou se gedagtes eers saam met die Here is en hy begin beweeg, maar terwyl hy so beweeg, gee die Here die planne. En wys hy wat moet jy doen, wat moet jy nie doen nie, waar moet jy uitkyk, waar moet jy versigtig wees. Mense, ja, ek gaan tot hier getuig. Ek wil hom net in 'n kleer daar sit, want dan weet ek, dis waar ek laaste was, maar dit wat ek hierso is 'n werklikheid, en dit is waar die kerk begin het, waar die Here gesê het, ek moet die kerk begin. Ek nooit in die bediening belang gestel nie. Die Here het my gekies. Die Here het my gebring tot waar ek vandag is. Die Here se hand is hierso in, en daarom, as die Here se hand hier is, daarom kan ek net staande bly. Daarom deel ek graag hierdie getuienis met jou. So, kom ons luister hierdie song. Prys die Here, halleluja. My hart verlang nou so na die Here. Halleluja. Amen. Amen. Prys die Here. Amen. Is die hartklop wat ek dit voel voor je. Halleluja. Als je spreekt, mijn God,
Here. Gloria, halleluja. Amen. Ek wil die Here dieper leer ken. Amen. En dit het 'n begeerte my lewe begin raak. En dis waar dit alles begin het. Here Vader, ons kan net vanaand voor die troon van genade wees. Here, ek kan net vanaand kom en sê, Here, hier is ek. Here, ek het vanaand, Here, het ek kom vertel waar U my gesê het ek met die kerk begin, hoe my gedagte, hoe alles gewerk het, hoe die mekaar ek was, en Here, en dat ek niks gehad het nie, en waar U gesê het, Here, ek moet net gebruik wat ek het. En Here, vandag is dit nou al 'n hele paar jaar later. Hierdie het alles in 2008 gebeur, ons betrek in 2025, Here. Here, en vandag, Here, kan ek net terugkyk en sien, hoe het U voorsien? Hoe het U deurgekom? Wat het U alles gedoen? Dan kan ek net verstom staan en sê, Here, wow, al die lof en al die eer aan U. Here, ek kan net vanaand, Here, my hartsbegeerte is dat mense hoop sal vind in die getuienis, antwoorde sal vind, Here, waar hulle begeerte sal sê om te sê, Here, ek wil ook, Here, ek wil ook 'n verhouding met U, ek wil ook 'n touch met U, Here, ek wil ook 'n kind van U wees. Here, bid ek vanaand, laat hierdie getuienisse inpak in baie mense se lewens sal hê. Here Vader, en ek bid, Here, laat ek nie die eer sal vat nie, maar laat U die eer sal ontvang, my God. U wat die Vader is, U wat die Seun is, en U wat die Heilige Gees is. Here, ek het vanaand, Here, het ek gekom en al die eer aan U gegee. En ek het die beste die beste vermoë wat ek kon dit uitbeeld, het ek dit probeer doen. Dalk het ek bietjie oordryf, maar Here, vergewe my. Maar Here, dankie. Val toe gesê, my gedagtes hol so rond, Here, laat dit hier om die aarde gaan, maar dis so gevoel het, Here. Maar Here, seën ons aand verder, wees met elkeen. Here, ek vra U, vou hulle toe, wys vir hulle hoe lief U hulle het. Trek hulle nader, Here, koester hulle, druk hulle vas teen die bors, Here, in Jesus naam. Here, en dankie dat U 'n God is van werklikheid, in Jesus naam. Amen, en amen, en amen. Mense, julle moet 'n geseënde, mooi, wonderlike aand hê, weet die Here is baie lief vir julle. Dankie vir elkeen wat ingeskakel is, elkeen wat saam met ons was, en ek gaan uitspeel met by die Onse Vader. Onthou môre ons het kom saam. Help ons ook om ons advertensie, as julle ons advertensie kry van kom saam, of iewers sien, help ons om te post, sodat ons nog mense kan kry, en dat ons ander broers en susters ook kan bemoedig, soos wat ons jou bemoedig, maar laat die lof en die eer die Here kan toekom. So, tot dan, wees geseën, wees gegroet, en ek speel uit. Shalom julle. Halleluja. Prys die Here. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Let thy kingdom come, let thy will be done. Amen. As on earth, so as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, Amen. as we forgive those who trespass against us. Amen. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever.
mense, prys die Here. En asseblief, like asseblief die comments, stuur vir ons 'n komment en help ons om die program uit te stuur asseblief. Duisende dankies vir elkeen. Dankie vir jou Charlene, dankie Malien, dankie julle almal, dankie Louisa, dankie en nogmaals dankie. Geseënde mooi wonderlike aand tot môre toe. Shalom.